Goeiedag, ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor die laaste sessie van ons reeks nou oor vul my met die Heilige Gees, asseblief, Jesus. Daar is sekere goed wat ons in die Bybel raak lees. Wanneer ons dit lees, dan het ons hierdie belewenis in ons harte, dat dit die werk van Heilige Gees in ons lewens keer. Dat dit die oorsaak is dat ons soort van tussen ons en Heilige Gees en eintlik maar net ons vermoë om sy werk in ons lewens te identifiseer en om dit te beleef. Dit beïnvloed ons vermoë. God is God, God kan alles doen. En in sy soewereiniteit kan hy verby enige iets wat ek en jy doen of gedoen het, beweeg om na ons uit te reik en met ons te praat en met ons te deel. Dis wie hy is, dis wat hy doen. So ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor wat is hierdie dinge wat kan keer in my dat ek die volle werking van Heilige Gees in my lewe beleef. Jesus, dankie dat ons vir U kan vra dat U ook vandag in hierdie sessie met ons praat en met ons deel en met ons werk, sodat ons as U kinders op daardie plek kan wees waar ons regtig Heilige Gees in ons lewens kan sien en ervaar en beleef op 'n spesiale wyse. Dankie Heilige Gees dat U ons kom leer en ons help om 'n bewustheid te hê van Jesus se teenwoordigheid en heerlikheid en van U werking in ons lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons koning. Amen. David McCracken sê in een van sy boeke sê hy sê no moment of our day should be off limits to the Holy Spirit. We can anticipate the communication of the Holy Spirit and tune in. Heilige Gees woon in ons en ons het in die eerste sessie wat ons oor hierdie reeks begin praat het, gesê, hy is naby ons, hy is in ons, hy is deel van ons lewens, hy verstaan ons ten volle, hy weet wie ons is, hy weet wat ons is, daar's niks wat ons vir hom kan wegsteek nie, ek kan nie, ek ken my motiewe, hy ken alles van my en daar's niks wat toegemaak is vir hom nie. So Heilige Gees ken my ten volle, en verstaan my ten volle, en hy weet ten volle wie ek is en wat ek is en hoe ek werk. So hy wil met jou en my deel, en hy woon in ons. Ons kan niks en niemand nader aan ons hê as Heilige Gees. In my gees, in jou gees, woon Heilige Gees. En hy wil met ons praat, en ek en jy kan op hierdie plek leef waar ons hom beleef, maar sekere goed keer dat ons daar uitkom. So wanneer word die werk van Heilige Gees in ons lewens verhinder? En ek wil dit nou weer 'n keer sê, dit gaan meer oor wat keer dat ek Heilige Gees se werk in my lewe kan beleef, sien, ervaar, of 'n bewustheid het van sy teenwoordigheid en sy inspraak in my lewe. So wanneer gebeur dit eerder as Heilige Gees kan nie met my werk nie, omdat ek sekere goeders doen. So dis die probleem lê by my en aan my kant, nie aan God se kant nie, nie aan Heilige Gees se kant. So die eerste ding wat 'n probleem veroorsaak, is wanneer ons Heilige Gees bedroef. En hoe doen ons dit? Heilige Gees is 'n persoon, net soos enigiemand anders. En daarom kan hy ook hartseer beleef. So ons maak hom hartseer deur gedrag te openbaar wat in stryd is met die vrug van die Gees. Goed soos woede en haat en bitterheid en onvergewensgesindheid. Wanneer ons dit maak hom hartseer, want sy hooffunksie en hoofdoel van Heilige Gees is om jou en my soos Jesus te laat wees. Om Jesus in ons te laat gestalte vind, om Jesus te verheerlik. En dis wat hy doen met sy hele wese. So wanneer ek die teenoorgestelde leef, dan maak dit hom hartseer.
Net soos wat ek as 'n ouer hartseer sal wees, wanneer my kind gedrag openbaar, wat hom te na gaan kom, gedrag gaan openbaar, wat nie goed is vir homself nie. Nie net vir die ander mense om hom, of vir my nie, as 'n ouer nie, maar vir my kind self. Dit maak jou hartseer wanneer jy sien, jou kind is besig met gedrag, wat eintlik selfvernietigend is. Efesiërs 4:29-30 lees ons. Hy sê, laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. So as ons hierdie gedeelte lees, dis bestaan uit 2 dele en hy word gekoppel aan mekaar in die begin van vers 30 met die woordjie en. So hier sê hy, daar moet nie 'n vuil woord uit jou mond uitkom nie. Maar weer eens, moenie laat daar vuil woord uitkom nie. Die teenoorgestelde van 'n vuil woord is 'n woord wat goed is vir nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Met ander woorde, as ek woorde spreek wat nie goed is nie, wat nie die nodige stigting gee nie, wat nie genade gee aan die wat dit hoor nie, is dit 'n vuil woord. Hy sê nie met ander woorde vir ons hier, jy moenie vloek nie. Watter woord ook al dan nou as 'n vloekwoord sou wees in my woordeskat. Moenie vloek nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê, moenie dat daar vuil woord uit jou mond uitkom nie. En enige woord wat nie stig nie, wat nie opbou nie, wat nie genade gee nie, is 'n vuil woord. En nou spreek hy daai hele gedeelte. En dan kom hy nou by hierdie gedeeltetjie. Dan sê hy, en. Nou daai en koppel die 2 aan mekaar. So hy sê, moenie laat die goeters gebeur nie. Bedroef nie die Heilige Gees nie. So wanneer ek en jy Heilige Gees bedroef, is wanneer ek en jy vuil woorde uit ons mond uit laat kom. Met ander woorde, ons dra die teenoorgestelde goed as die vrug van die Gees in ons lewens. Ons gee nie liefde nie, ons gee nie genade nie, ons gee nie liefde en blydskap en vrede en lankmoedigheid en vriendelikheid en goedheid en getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing nie. Daarom bedroef ons hom. Die tweede rede wat keer dat Heilige Gees in ons lewens werk of ons 'n bewustheid het van hom is wanneer ons die Gees uitblus. So ons blus die Gees uit wanneer ons traag is om te bid, nie brandend is vir die gawes en die salwing van die Gees nie, en nie toelaat dat Heilige Gees deur ons werk nie. So dis soos om 'n vuur dit te gooi, ek wil nie hê die vuur moet brand nie. En soms as gevolg van ons is of skaam, of ons is bang, of ons is teruggetrokke, of ons wil nie hê mense moet snaaks aan ons dink nie, of wat ook al, vir watter rede ook al, laat ons nie toe dat Heilige Gees deur ons werk. Nee, ons laat nie toe dat die Gees, die gawes van die Gees deur ons werk nie. En dis wanneer ons Heilige Gees uitblus. En die woord is baie duidelik, in Tessalonisense 5:19 sê dit maklik en eenvoudig, blus die Gees nie uit nie. Moenie Heilige Gees verhinder om in jou lewe te werk. Dit geld na buite toe, so dit geld ook dat ek nie in ander mense se lewens die Heilige Gees sal uitblus deur te sê, moenie so maak, jy moenie in tale praat nie, moenie die gawes van die Gees in die gawes van die Gees opereer nie. Dit is ook dit, ek moenie die Gees uitblus nie, maar definitief ook, ek moenie die Gees in my eie lewe uitblus. So wanneer Heilige Gees, wanneer ek daardie opwelling in my hart het en ek weet Heilige Gees wil deur my werk, of dit 'n woord is, 'n profetiese woord of 'n taal of 'n uitleg, 'n woord van kennis, woord van wysheid, 'n genadegawes van genesing, watter gawe ook al hy in en deur my wil laat werk, dat ek sal toelaat dat hy deur my werk en dat ek sal toelaat dat hy in mense se lewens 'n verskil maak. So blus die Gees nie uit nie. Ons keer die werking van die Heilige Gees wanneer ons die Gees beledig. Wanneer ons aanhoudend met opset sondig
nadat die Gees die waarheid in ons geopenbaar het. So wanneer ek nie net sondig nie, alle mense doen sonde, dit weet ons, die Bybel leer dit vir ons. Maar wanneer jy met opset sondig, is wanneer jy weet dat ding is sonde, Heilige Gees het reeds vir jou gesê, hierdie is verkeerd in jou lewe. En jy kies om net mooi die teenoorgestelde te doen. Jy kies om sy inspraak te ignoreer. Jy sê eintlik vir hom, wat u vir my sê, Heilige Gees, is nie belangrik nie. Hebreërs 10 vers 29 sê, hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament, waardeur hy geheilig is, onrein geag het en die Gees van genade gesmaad het. Ek en jy het genade van God gekry. En dis genade wat maak dat Heilige Gees op 'n konstante basis in jou en my lewe ons oortuig van sonde. As hy ons nie oortuig het van sonde nie, dan sou ons nie gedeel het met sonde in ons lewens. En sou ons in sonde gebly het, en sou ons nie op 'n plek kon kom waar ons kan sê, ek kan soos Jesus word, geheilig en gereinig. So dis genade wat maak dat Heilige Gees in jou en my lewe kom inspel. Maar ek beledig hom wanneer ek daai inspraak oor sonde in my lewe bloot net eenvoudig ignoreer. En maar net aangaan. Dis soos om 'n waarskuwing te hê van iemand wat by 'n plek staan en jy sê, "Sop, moenie hier oor die pad gaan nie. Hier is 'n groot gat in die pad wat ek kan ek kies om hom net te ignoreer en ek hou aan ry. Jy gaan in die gat val." Ek beledig eintlik Heilige Gees deur net vir hom te sê, ek gee nie om wat u sê nie, ek kan doen wat ek wil. Die volgende is wanneer ons die Gees weerstaan. Wanneer ons in die teenoorgestelde rigting gaan as wat die Heilige Gees ons lei. Dit gebeur so maklik, want elke keer wat ek eintlik vir Heilige Gees nee sê, is ek besig om in die teenoorgestelde rigting te gaan. Hy sê, gaan soontoe, hy sê, doen daai, hy sê, tree so op, en ek kies om net nooit die teenoorgestelde te doen. Ek weerstaan, met ander woorde, sy inspraak in my lewe. Ons lees nou in Handelinge 7:51. Hy sê, julle hardnekkiges en onbesnede. Nou praat hy met die Jode en die mense wat Jesus verwerp het en al die goeders. Hy sê, julle hardnekkiges, julle onbesnedenis van hart en ore. Jy hoor amper Jesus se woorde hierso, wat hy baie keer vir die Fariseërs gesê, julle is onbesnede van hart. Julle die besnydenis deurgegaan van die vlees, maar nie van die hart nie. En sê, julle weerstaan die Heilige Gees net soos julle vaders. Met ander woorde, Heilige Gees is konstant besig om met julle te praat oor wat is reg, wat is goed, wat is God se wil, watter pad moet julle loop, hoe moet julle daai pad loop, en julle weerstaan dit die hele tyd. Jy maak met ander woorde jou hart verhard jy teen die inspraak van die Heilige Gees, en ons het die vermoë om dit te doen. So ons keer sy werk, wanneer ek en jy hom ignoreer en net die teenoorgestelde doen. Ons weerstaan met ander woorde die in die Engels praat van the prompting of the Holy Spirit, die inspraak, die trek of die stoot van die Heilige Gees in my lewe. Ek weerstaan dit, ek sê nee daarvoor. Dan weerstaan ek sy werk in my lewe. Wanneer ons wederstrewig is teenoor Heilige Gees, so ons is hardkoppig, en ons leef hardkoppig teenoor dit wat hy, teenoor sy leiding in ons lewens. Kom ek vra vir jou vraag. Hoeveel keer het die Here al met jou oor iets gepraat en jy bly uitstel en bly uitstel en bly uitstel? Jy reageer nie. Dit is wederstrewigheid, dis hardkoppigheid. Ek vra die vraag baie keer om te sê, man, okay, hoe lank het dit jou gevat voordat jy 'n keuse gemaak het om jou te laat doop? Hoe lank het jy bly stry teen die waarheid wat jy reeds in jou hart ervaar het, maar net aanhou en aanhou, hardkoppig,
wederstrewig wees. Jesaja 63 vers 10. Hy sê, maar hulle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef. Daarom het hy vir hulle 'n vyand in 'n vyand verander. Hy self het teen hulle gestryd. So dis moontlik vir ons om Heilige Gees te bedroef deur wederstrewig te wees. Ek is net bly en hardkoppig, ek luister net eenvoudig nie na sy inspraak in my lewe. Die volgende manier waarop ons keer dat Heilige Gees in ons lewens werk, waar ons teenstaan, is wanneer ons lieg of Heilige Gees bedrieg, wanneer ons lieg vir die Heilige Gees. Wanneer ons met opset leuns vertel, met die doel om God en sy mense om die bos te lei. So hierdie is met opset. Ek lieg met ander woorde vir God en vir sy mense. En ons lees die verhaal, is 'n bekende gedeelte in die Bybel, ook in Handelinge 5, vers 3 en vers 9. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Julle sal onthou, Ananias en sy vrou het 'n stuk grond verkoop. En toe besluit, hulle gaan van die geld vir die kerk gee. En toe praat hulle mekaar en sê, kom ons sê, sodat ons goed kan lyk. Ons het die volle bedrag vir julle gegee, dan lyk ons goed. Jy weet, dit gaan nou oor ons image. En hulle kom vertel dit vir die apostels en sê, hier is die geld, hier is dit, hier is alles. En nou kom Petrus en sê, julle het nie vir my gelieg nie. Jy het nie vir die ander apostels wat jy is, die disippels gelieg nie. Jy het vir Heilige Gees gelieg. En daarom sal jy sterwe. En in vers 9 praat hy nou weer oor met sy vrou wat nou later terugkom en sê, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur, hulle sal jou ook uitdra. Hier is hierdie mense wat vir trots en show en aansien of wat ook al, lieg vir Heilige Gees. Terwyl hulle weet, dis 'n leuen, ons vertel nou 'n leuen. Ek het al baie keer in my lewe gesit en wonder, as die skrifdeel en hoe hierdie gevolge vir Ananias en Safira uitgespeel het, in ons lewens moet uitspeel. Ek dink daar's baie minder mense wat sal lieg. Veral vir die kinders van die Here, of net, soms lieg ons nie oos opsetlik, laat ek so sê, ons staan nie voor iemand en ek weet, ek is nou besig om vir jou te lieg nie. Ons doen dit so half, so maklik. Jy weet, ek gee my volle 10de, maar eintlik weet ek doen dit nie, ek gee eintlik net 'n stukkie daarvan. Is dit nie ook lieg nie? Ek bid, ek sê, ek bid, ek gaan vir jou bid, dan sê baie keer vir mense, ek gaan vir jou bid, en ek gaan jou op dan neer, en sê, daar wegstap het jy alweer vergeet, jy het gesê, ek gaan vir hom bid, jy bid nooit vir die persoon nie, en wat gebeur? Jy het met haar woorde gelieg. Dis so eenvoudig is dit. So dit is so maklik eintlik, om daarby uit te kom. En ons keer die werk van die Here, ons lieg vir Heilige Gees, en ons maak hom bedroef wanneer ons dit doen. Wanneer ons teen die Heilige Gees laster, dan keer ons die werk van die Here. Wanneer ons die werke en die woorde van die Heilige Gees toeskryf aan die werk van Satan of van demone. En hier is een van daai goedjies wat ons net mooi moet kyk na. Kom ons gaan na hierdie gedeelte toe, waar Jesus demone uitdryf, kom die Fariseërs na hulle toe en sê vir hom, jy dryf demone uit in die naam van Beelzebul. En dan het Jesus hierdie hele relaas wat hy sê, hy kan nie teen homself verdeel wees nie, en dan stop hy, en dan kom hy sê, daarom sê ek vir julle, in Matteus 12 vers 31 en 32, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mens nie vergewe word. En elkeen wat in
wat 'n woord spreek teen die seun van God, dit sal hom vergewe word. Maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. In hierdie eeu, nie in hierdie eeu of ook in die toekomende eeu. Wow. So nie nou nie en ook nie in die ewigheid. En wie is hierdie mens wat teen God laster? Hierdie hele stuk. Dis so maklik vir ons om nou hier vas te haak en te sê, ek het nou iets gesê, jy weet, Heilige Gees my uitlos, of ek glo nie in die Heilige Gees se werking of so nie. En nou voel ek het gelaster. Dis nie die lastering teen die Heilige Gees nie. Lees deur die hele hoofstuk en sien wat dit is wat Jesus hierdie uitspraak laat gee. Hy het hierdie uitspraak gemaak omdat die Fariseërs die wonderwerke gesien het wat gebeur het. En as gevolg en ten spyte van die wonderwerke wat gebeur het en die teenwoordigheid van Heilige Gees in hierdie wonderwerke, het hulle gegaan en gesê om shine te vang by die mense en om te keer dat die mense oortuig raak oor Jesus Christus en oor die werke wat hy doen en die wonderwerke wat hy doen, om te keer dat hulle self moes antwoord, hoe kan 'n doodgewone mens hierdie wonderwerke doen? Hierdie is iemand spesiaal. Hulle wou nie hê nie, hulle wou hê mense moes hulle rug draai op Jesus. Daarom sê hulle, dis die rede, nie omdat hulle nie oortuig was nie, hulle kon in hulle harte die oortuiging gehad het, maar hulle nog steeds teen dit gegaan, reeds vir hulle eie beeld, vir hulle eie situasie, vir die Fariseërs, en gesê, hy dryf demone uit deur demone. So die werk van die Heilige Gees word toegeskryf aan demoniese werking. Dis wanneer jy laster teen die Heilige Gees. En Jesus sê, jy kan teen almal spreek, jy kan teen my spreek, jy kan teen God, jy kan teen Vader iets sê, maar jy moenie hierdie goed sê teen die Heilige Gees nie. Hoekom nie? Want die Heilige Gees doen die werk. Ek het dit al 'n paar keer gesê, wanneer die Heilige Gees werk, al verstaan ek dit nie, al het ek nie 'n volle begrip van wat is besig om hier te gebeur nie, Heilige Gees se werk stoot nooit weg nie, dit trek altyd jou na. So ek kan hierdie verwagting hê dat Heilige Gees my nader trek in hom. Ek kan bang wees, ek kan weghardloop vir dit. Ek kan vir myself sê, Here, Jesus, wat het nou gebeur? Wat is hierdie werking? Maar ek gaan voel hoe dit my trek, want dis wie Heilige Gees is. En as ek dan by daai oortuiging kom en ek sê nog steeds, dis demonies, het ek 'n probleem, want dan laster ek teen die Heilige Gees. Ek sê sy werke is demoniese werke. So daai woordjie lastering daar is blasphemia in die Grieks. Dis die woordjie wat beteken ek ruil reg en verkeerd met mekaar om. So hier is Heilige Gees wat deur die heerlikheid van Jesus en die Vader 'n wonderwerk doen en ek sê dis 'n demoon wat dit doen. Dis wanneer ek nie sondig nie, maar wanneer ek laster teen die Heilige Gees. En Jesus sê, dit sal my nie vergewe word. Om die Heilige Gees in ons se werking in ons lewens te ervaar en te beleef. Wanneer ons dinge oor en van die Heilige Gees vrees, omdat ons dit nie verstaan, of as gevolg van ons agtergrond nie aanvaar nie. Dit is vir my interessant hoe mense deur die vyand leuns kan glo oor die Heilige Gees. Hulle hoef niks te sê nie, hulle sal dalk nie uitspreek, maar hulle het hierdie vrees vir Heilige Gees. Hulle is vreesbevange om in tale te praat, of om te profeteer, of om die gawes van die Gees deur hulle te laat werk. Hulle is bang daarvoor, en as gevolg daarvan stop hulle die werking van die Heilige Gees. En jy moet deel met die bonatuurlike wanneer jy met Heilige Gees deel.
Lukas 11:13 sê, as julle dan wat sleg is weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Daar's mense wat bekommerd is, dat as ek bid en vir Vader vra, Here, vul my met die Heilige Gees, Jesus, kom doop my met Heilige Gees, as ek dit bid, dat ek dalk nou een of ander demoon of 'n ding, vreemde gees my sal beetpak. Lees gou weer hierdie teksvers. Hy sê, as julle dan wat sleg is, weet hoe om goeie gawes aan julle kinders te gee. Nou hoeveel te meer sê, ek is die Vader wat goed is. So hoeveel te meer sal ek, daar is 'n baie belangrike woordjie, sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. As ek na Jesus toe kom, as ek na Vader toe kom en ek vra, kom vul my met Heilige Gees, daar is nie 'n manier hoe Vader wat goed is, jou enige ander gees sal laat ontvang. Maak nie saak wat se ding daar is wat op jou wil spring nie. Dit kan nie, want Vader gee Heilige Gees. So as ek bid vir die Heilige Gees en ek ontvang Heilige Gees en ek het hierdie opwelling in my van belewenis van sy teenwoordigheid en sy majesteit en sy eerlikheid en dit begin borrel in my en so strome van lewende water wat uit my binneste vloei en ek begin in hierdie taal spreek. Dis dalk vir jou vreemd. Ja, dit is so, dit kan wees. Maar dis wat Heilige Gees kom doen in jou en moenie dit breek en stop omdat jy bang is nie. Vloei nie daarin. Geniet dit wat Vader in Heilige Gees en Jesus in Heilige Gees in jou lewe wil doen. Aanvaar dit, geniet dit. Hy gee dit vir jou. Jy hoef nie bang te wees nie. Ons sê dit baie keer, Holy Spirit is a gentle spirit. Heilige Gees is nie iets wat jou kom gryp en ek se goed met jou sal aanvang. Vertrou hom. As jy op 'n plek kom waar daar vir jou gebid word en die heerlikheid en die Gees van God is so teenwoordig dat jy nie op jou voete kan bly staan en jy val neer op die grond. Yes, laat dit dan so wees. Maar dis die teenwoordigheid van Vader en Jesus en Heilige Gees in ons midde en wat in jou lewe kom aanraak. En ons reageer na liggaam en ons reageer na siel en gees in sy teenwoordigheid. So geniet dit. Nooi hom en sê, kom werk in my asseblief, Here. Heilige Gees, help my om nie u werk in my lewe te verhinder nie. Maak nie saak hoe daai werk lyk en wat dit is wat u wil doen nie. Ons begeer, Here, dat u in ons sal kom werk. Leef met daai begeerte, gaan met daai begeerte na Vader toe. Hy sê, as jy vir hom vra om Heilige Gees vir jou te gee, dan sal hy dit doen. Dis die wonder van die. Jesus sê, ek sal jou doop in die Heilige Gees. Hy wil dit doen. En ek en jy kan net ons hart oopmaak en sê, hier is ek, Here. Kom vul my met u Heilige Gees. Ja, dankie dat ons dit kan bid vandag. Heilige Gees, help my om nie werk in my lewe te verhinder nie. Vader, kom vul my met die Heilige Gees. Jesus, vul my met Heilige Gees. Heilige Gees, kom oor my. Wees deel van my lewe. Kom in my lewe in die volheid en in die krag en in die volheid heerlikheid. Ek wil u beleef soos nog nooit van tevore nie. Here, meer en meer van u in my lewe. Dankie dat ons dit kan bid, dankie dat ons dit kan vra, dankie Here dat ons met opgewondenheid in ons harte die werking van die Heilige Gees in ons lewens kan ervaar en beleef. In Jesus se wonderlike naam. Amen.